reeks voltooi van die Dogter van Sion, wat ons alles gedoen het van 1998 tot basies wat ons nou elke dag doen. En ons het opgehou by lesing 56 en nou vanmôre 2 Desember 2025 is ons by lesing 57 van die groot Johannes Evangelie boek 3. En hierdie is net sulke belangrike woorde, want dit kom uit die tyd wat Yeshua op aarde gewandel het, waar die Bybel net hoogtepunte lys en nie in konteks nie. Hier lees ons die verhale, die agtergrond, die situasie wat op die grond geheers het, en ons kry die lering daaruit. En dit moet julle ook so vat, alhoewel hierdie nou 'n verhaal is van 'n man en 'n vrou wat in die huwelik bevestig word, is dit baie lering wat daarin is. Ja, Phil. Okay. En ons kry baie leringe in elke paragraaf, want onder andere leer ons hier hoe die eintlike huwelik bevestig word. Net voordat ek nou begin lees, in hoofstuk 119, Helena word die vrou van Mathael. Ek het gister met die lesing, toe ek al die punte opgehaal het, van wat ons moet bid by die klipwiel, het ek die een punt oorgeslaan. En dit is, dat ons moet bid vir die siele in die hiernamaals wat in duister is. Baie belangrik dat ons vir hulle bid. Ek dink is hier omtrent hier van die laaste punte, waar ons dan vir hulle ook lig bring. En nou, as hulle lig het, kan engele hulle benader, en sal hulle dan self verder kan gaan in die geestelike sweer. Wil maar net dit byvoeg. Koran bedank my en Sirenius, my is hier Yeshua, baie hartlik, en ook Helena wat daarop egter vra. Maar my vader het geen manlike nakomeling nie. Wie sal hom opvolg om te regeer? Yeshua sê, maar allerliefste Helena, het ek julle dan nie 'n buitengewoon wyse nakomeling gegee nie, wat jou vader tot visiekoning benoem het? Is hy nie na jou sin nie? Helena antwoord byna huilend van vreugde. Natuurlik is hy na ons sin, maar ek moes dit tog vra om met sekerheid u wil, wat vir my alleen gewy is, te verneem. Meester, vergeef my dus as ek u miskien deur die vraag beledig het. Yeshua sê, vra, moenie jou bekommer nie, want geen mens kan my ooit beledig nie, en jy wel die minste. Maar omdat jy my nou iets gevra het, wat jy heel goed ook sonder om te vra kon weet, daarom vra ek jou nou ook iets, wat ek sonder meer ook voor jou antwoord al weet. Kyk eers na Mathael, hy is nou deur jou vader benoem tot visiekoning. Net ter julle geheers te verfris, die Koran was 'n koning van 'n ryk met die naam van Pontus, en hierdie ryk het bestaan, net so suid van die Swart See, en het vir baie jare bestaan, voordat hulle tot niet is, maar dit was 'n klein koninkryk, en hierdie ou is nou by Yeshua die koning, en Yeshua vra van Mathael, het nie vorige lesings, dat hy hom sal leer. Hy is nog 'n jong man, van nauweliks 28 jaar, sou jy hom as eggenoot wou hê? Iets wat bedees slaan Helena nou haar oë neer en sê na haar rukkie, maar meester, voor u is daar tog ook niks veilig nie, al hou jy dit hoe in jou hart verborge. U het in my hart gekyk, en beslis daarin ontdek, dat ek Mathael buitengewoon aantreklik vind, en nou het u my verraai, nog voor ek dit eintlik gewil het, maar omdat my hart nou toch reeds verraai is, kan ek die gewyde vraag nie anders nie,
as opreg met ja beantwoord. Ek hou heel baie van Matthäel, maar dit is natuurlik zeer sekerlik die vraag of hy van my hou. Ek Joshua sê aan Matthäel, vanaf hierdie punt vriend, kan jy nou rustig verder praat. Nou sê Matthäel, o meester hoogverhewene, u is die grootste in my hart. Wanneer u so menslik met ons mense praat, sou ek hierdie reine maagd, wat met haar hele wese u toegenee is, so intens kan lief hê soos ek u, o meester, lief het. Sy is egter 'n verhewe koningsdogter, en ek 'n arme burgerseun. Ek kom eintlik nie eers uit Jerusalem nie, hierdie groot stad wat 100 poorte het, en meer as 10 maal 100.000 inwoners stel. 10 maal 100.000 is 'n miljoen inwoners wat Jerusalem daai tyd gehad het, wat nogal baie is. Ek kom slegs uit die omgewing, en die mense reken my en my familie nog nie eers tot die inwoners van die stad nie. Daar sit vir my die moeilikheid. Joshua sê vir hom, wel, wat dan nog? Wie was Dawid dan van huis uit? Wie was Saul? Wie het hulle dan tot konings van Israel gesalf? As ek, Joshua, nou met jou doen wat ek, Joshua, eens met hulle gedoen het, is nie weer die eenheid tussen vader en seun, daar is nie 'n verskil nie. Hoe kan jy dan nie van gelyke afkoms wees as Helena nie? Dink jy dan dat ek nie mag genoeg besit, of sou besit, om jou direk op die keiserstroon in Rome te stel nie? Die mag en krag van die een ons hier ten dienste staande aanwesige engel Raphael ken jy. En elke oomblik staan my 1000 legioene van sulke engele ten dienste. Wie sal hom met hulle durf meet? Raphael alleen is al voldoende om hierdie aarde in 'n oomblik in stof te verander. Laat staan 'n keiser van Rome te ontroon en 'n ander welgemoed op die troon te stel. Maar so iets gebeur nou nie, hoewel dit my aan mag daartoe nooit sou ontbreek nie. Want ek weet waarom ek ook die teenswoordige keiser op die troon van Rome laat. Maar op soortgelyke wyse het ek ook die onbeperkte mag om jou te gee wat ek wil en jou te maak tot wat ek wil. Wie sal ons dit betwis? Hier het Joshua 'n baie duidelike stelling gemaak van sy mag en krag wat ons nooit uit die oog moet verloor nie. Hy het die mag om die boerevolk môreoggend in die presidentsstoel te laat sit en die vyand te laat verdwyn, want hy het genoeg engele, en soos hy sê, net een engel is genoeg. Ons het 'n voorbeeld in die Bybel waar 'n engel 185.000 vyand in een nag doodgeslaan het. So aan mag ontbreek dit hom nie. En daar staan in die skrif dat Jahwe sit konings op hulle trone neer en Jahwe vat hulle weg. So hierdie huidige koning wat oor ons regeer, hierdie Ramaphosa, is in die stoel omdat Vader dit so wil hê. Want dit is nog nodig dat sy volk nog deur die woestyn moet gaan en gelouter word deur hierdie swart goed. Die mag wat Malema het Vader vir hom toegelaat. Maar hy kan dit enige tyd omdraai, wanneer hy glo dit is die beste vir ons. En dit sal in die toekoms gebeur, maar daar moet eers baie ander dinge in die volk se ingesteldheid plaasvind. Hulle moet Vader begin lief hê en die naaste soos hulle self. Vers 12. Kyk, Elohim se mag gaan verder as die mag van 'n aardse koning. Of lê die lewe van 'n koning nie ewe goed in my hand as die van 'n bedelaar nie? Een siggie van die wil van my gees en die hele skepping bestaan nie meer nie. Vriend, bekommer jou dus maar nie. Wat ek sê is vir die ewigheid gesê en waarvoor ek iemand uitkies. Dit is en bly hy onbetwis en onaantastbaar. Ek alleen is die meester
en doen alles volgens my heeltemal eie liefde en wysheid. En niemand kan met enige reg aan my sê, Meester, waarom doen u dit of dat nie? Ja, wie my in die liefde van sy hart dra, die sal ek in sy hart wel 'n bevredigende antwoord gee. Maar wie met my wou rede twis, kry geen antwoord nie, maar slegs 'n oordeel. Wees jy dus maar rustig. As ek jou koning maak, is jy ook werklik 'n koning. En wie teen jou te velde sou trek, sal vermorsel word. Neem daarom die hand van Helena en besef dat sy jou liewe vrou is en bly. En daar word die huwelik gesluit. So eenvoudig, neem haar hand en sy is nou jou vrou. Nie al die rituele wat ons vandag het met huwelik en die wat 'n hengse klomp geld kos, eerstens, en rituele wat jou dan in die huweliksbevestiging bind aan 'n kerk. En dit is, glo ek, hoekom so min huwelike vandag geslaagd is, want die kerkgees is teenwoordig in die huweliksbevestiging. En 'n mens moet stry daarteen. Ek self, daai tyd destyds is nou al 40 jaar terug, is ek ook in 'n NG Kerk getroud. En daar is, wil ek sê, en ek gaan dit regtig sê, 'n vloek op jou. Is die vloek van die vals gees, waarin daai dominee sy opleiding gekry het en sy prediking bedryf. Want dit is af van die waarheid af. Jy is eerstens in 'n God wat nie bestaan nie, se teenwoordigheid nou as man en vrou verklaar, hulle drie enige of driekoppige God, terwyl ons net een God het. Die Vader en die Seun en die Gees is een wese, nou gemanifesteer in Yeshua. Dis al wat ons aanbid. En ons aanbid hom nie soos wat die heidene hulle gode aanbid nie. Ons praat met hom soos 'n liefdevolle vader, soos 'n broer, soos 'n vriend in ons harte. En dan is ons in die regte orde. Toe staan Koram op, dit is nou Helena se pa, en sê, vervul met groot dank. O Meester, ewig almagtige, hoe sal ek arme sondige mens my ook maar enigermate ooit op waardige wyse dankbaar kan betoon? U oorlaai my met die grootste genade en weldade. Wat 'n groot en voortdurende sorg het u van my hart afgewendel. Hoe moeilik is dit vir 'n meelewende vader om vir sy enigste liewe dogter 'n man te kies waarvan mens met enige sekerheid vooruit sou kon beweer dat hy vir sy dogter heeltemal deug en dat sy met hom gelukkig sal wees. Hoe dikwels het ouers in die huwelikstempels geoffer het vir die welsyn van hulle gehuwde dogters en gedag dat hulle daardeur 'n geseënde huwelik sou verkry. Maar al te dikwels egter was alle offers verniet. Onthou, hierdie ou was voor hy Yeshua ontmoet het 'n heidense afgodedienaar. Die huwelike word tog ongelukkig en die getroude dogter word maar al te gou 'n egte slavin in plaas van 'n vriendin en troue metgesellin van haar man. Maar hier gebeur wat ek van die oudstes gehoor het, naamlik dat die egte huwelike deur die gode in die hemele gesluit word. Dit spreek van self dat die onjuiste begrip gode heeltemal weggelaat moet word, want as mens eenmaal die een en alleen ware Elohim God gevind het, bestaan die gefantaseerde gode nie meer nie. Hierdie huwelik is dus hier deur u, o Meester, self bepaal en bevestig, en ek kan nou met 'n geruste hart verwag dat dit ook u seun, o Meester, nie sal ontbeer nie, hoewel dit natuurlik deur die regte navolging van u gewyde wil verdien moet word, omdat dit anders nie gegee sou word nie. Helena, lieflike dogter, het jy gedag toe ons verre reis begin het, met die doel om die ware wysheid en die onbekende God der alle gode te soek, en dan dit alles aan ons volk te leer,
en hulle daardeur so gelukkig moontlik te maak, dat ons beide hier op hierdie verlate woeste en baie onaansienlike plekkie so onuitspreeklik gelukkig gemaak sou word. Sien jy, dogter, hoe my spreek nou klink wat ek jou al so dikwels laat hoor het? Wie alles wil vind, soek slegs Elohim God alleen. Heerlik in vervulling gegaan het. Jy sug toe ons stad verlaat met die geheime bedoeling in die hart, om nie vroeër terug te kom, as wanneer ons die waarheid en die alleen ware Elohim of God sou gevind het nie. En jy sê weemoedig, Vader, ons sal ons stad in hierdie mooi land gewis nooit weer sien nie. En ek sê aan jou, wees gerus my dogter, ons gaan tog nie op roof uit nie, en ook nie om een van ons bure met oorlog te dreig nie, maar ons gaan om vir ons en ons land die hoogste geluk te soek. Geen God en geen mag ter wêreld kan hierdie plan van ons sleg noem nie. Toe word jy rustiger en ons gaan vol goeie moed op reis. Maar ek vra jou of jy vanaf daardie oomblik ook maar die geringste vermoede het van al die oorweldigend goeie en die grote geluk wat ons hier gevind het. Nou is maar die man praat maar oor wat gebeur het, wat hulle op hierdie reis gesit het. Hulle was op pad na Jerusalem, en as julle nog kan onthou, het die skip gestrand daar naby Caesarea Philippi, waar hierdie herberg van Markus is, waar Yeshua hulle nou verblyf geneem het. En hy het toegelaat dat die ou sy tente opslaan, en al die dinge wat daar gebeur het, het hy ook waargeneem, hierdie koning. Onder andere die stories met al die kriminele wat Yeshua toe so pragtig hanteer het. En hulle het hom herken en hulle het hom aangeneem. Helena se dank en goeie voornemens, hoofstuk 120. Helena sê, o Vader, watter mens sou daar ooit maar die geringste vermoede van gehad kon hê? Bovendien het ons, ondanks al ons verligte opvattinge, nog te veel aan die heidendom vasgesit, en was daardeur nie in staat om so 'n suiwer gedagte te kry, dat ons met behulp daarvan ook maar 'n floue voorstelling kon gevorm het, van wat ons hier enkel deur die genade van Yahweh Elohim direk van homself ontvang het nie. En sy erken ook vir Yeshua as die allerhoogste, grootste krag. Ons kan hom egter ook nou en ewig niks anders daarvoor terugdoen, as om hom sonder ophou bo alles lief te hê nie. En ons onderdane, wat ons broers en susters is, sal ons soos ons eie lewe lief hê, deur hulle waaragtig en getrou die naam van die verhewenste en apartste enige ware Elohim te verkondig, en hulle 'n so sorgvuldig moontlike grondwet te gee, waardeur hulle op die weg van die ware liefde en deemoed gou tot egte Yahweh Elohim welgevallige mense word. En Matahel, nou my liefste eggenoot, sal ons saam met sy broers, sy sterke arm en sy magtige wyse hart skenk. En so sal in die naam van die Meester ons welsyn ook syne en sy welsyn, die welsyn van al ons talle onderdane wees en word. Alreeds het sy hier 'n koninklike instelling in haar gedagtes, en sy, kan jy dit lees, is 'n waardige vrou wat koningin kan word van so 'n volk. En hierdie het 'n belangrike geestelike betekenis, maar ons lees dit eers deur. Dit is alles wat ek hier opreg en waarvoor Elohim die Allerheiligste uit die dankbaarste diepte van my nou heeltemal berouvolle hart kan beken. O Meester, wees U, my arme sondares, steeds genadig en barmhartig, want U alleen weet die beste, hoeveel aardse lewenslas ek kan verdra. Ek wil nie sonder laste deur hierdie lewe gaan nie, en ek wil dra in ewerigheid met die krag wat U, o Meester, my verleen het.
Maar meester, ek smeek U om my nie meer as dit te dra te gee nie. Yeshua sê daarop, my juk is sag en my las is lig, maar af en toe 'n bietjie ekstra gewig daarby sal jou nooit skaad nie, maar net van groot voordeel vir jou wees, vir siel en gees. Daarom gaan alles nie altyd met ons 100% voorspoedig nie. Yeshua moet nou en dan swaarder laste op ons sit, om ons te beproef. Want as jy nie beproef word nie, kan jou siel nie sterk word. Jou eggenoot, Michael, sal jou dit wel op die regte oomblik meedeel, watter laste hy gekry het om te dra, om alles wat wêreld heet uit hom te verwyder, sodat sy hart so 'n krag kon kry. Maar wat hy nou het, kan geen mag en geen ewigheid van hom meer afneem nie. Maar wat jy nou slegs so van buite af in jou opgeneem het, lyk nog baie na 'n saad wat so pas in die aarde gesaai is, en dit moet nog baie deurmaak, voordat dit 'n ware geseënde rype vrug word. Vrees dus maar nie vir die verveelvuldige lewenslaste, wat jy hier en daar op jou aardse lewensweg sal ontmoet nie, want ek sal dit ter versterking van jou siel en jou gees op jou weg bring. As jy dus so nou en dan iets sal oorkom, bedink dat ek die een is wat jou so 'n versterking laat toekom, want hoe meer ek 'n mens lief het, hoe meer sal ek hom ook versoek, want elkeen moet net soos ek volmaak word, maar daarvoor sal baie selfverloning, geduld, sagmoedigheid en algehele oorgawe aan my wil nodig wees. En hierdie verse staan op 'n ander manier geskryf in die boek van Hebreërs, wat ons gister behandel het, sê hy beproef sy kinders, en as jy beproef word, is jy 'n ware kind, en as jy nie beproef word nie, is wanneer jy bekommerd moet wees, want dan ag hy jou nie waardig om te beproef nie. So al die beproewings wat jy en ek elke dag moet deurmaak, van julle die beproewing net dat julle hier is, en in houthuisies moet bly, en badkamers en kombuis moet deel met ander mense, dis 'n beproewing. Maar hy bring dit oor jou, omdat hy 'n sekere ding by jou wil regstel, wat nie reggestel sou wees in jou hoeveel miljoene randse huis, met jou kar en met al jou status en jou werk en alles wat jy heeltemal versonke geraak het in die wêreld nie. So hy vat daai goed weg, jy sien dit as 'n baie groot las, maar dis 'n beproewing. Hy sê hierso, dit is eintlik lewenslaste wat hy vir ons gee, is 'n versterking. So jy's hier omdat hy jou 'n versterking wou gee, en jy het die keuse om dit op te neem. Jy het die keuse om dit deur te gaan en te leer. En ongelukkig is daar so min mense wat dit opneem as 'n toets van die Vader af. Ek dink wat hy hier opgerig het, hoe groot dit is, en dan stap ons hier uit, dan is daar 'n saal vol mense, wat niks wil geweet het, van wat hier op hierdie plaas opgerig is. En enig sal hulle self ernstig verwyd, omdat alles so naby hulle was, om koningskap en priesterskap deelagtig te word, maar hulle het net nie belang gestel nie. En dan wonder ek baie keer of die mense enigstens belang stel om vir Vader te werk. En dit is net 'n paar mense. En julle wat dit doen, wees dankbaar dat hy daardie gees en wil in jou geplant het om hom te dien. Want dis die hoogste daad wat jy kan doen op hierdie aarde, is vir hom diensbaar te wees. Nie vir beloning nie, maar omdat jy hom liefhet en jou naaste liefhet.
En daarom sal hy jou dan ook die hoogste in die hemele maak. En dit is iets wat ons nie eers aan die salighede daarvan kan dink nie. Geen menslike oog en geen menslike oor het dit nog gesien of gehoor nie. Wie dan egter volkome een word met my wil, sal in sy gees ook so volmaak wees soos ek self is. Omdat so gees daardeur heeltemal een word met my. Sê my nou eers of julle dit almal wel heeltemal duidelik en goed verstaan. Nou sê Helena, o ja, vir sover dit vir 'n sterflike mens in sy tydelike groot onbeperktheid moontlik is om Elohim se woorde te deurgrond. Yeshua sê vir haar, wel, laat ons dan nou na gedane arbeid bietjie gaan rus. Wie bietjie wil slaap, doen dit. Wie egter saam met my wil waak en bid, die waak en bid. Baie roep daarop, meester, ons wil saam met u waak en bid. Yeshua sê vir hulle, doen wat julle wil. Julle moet julle egter goed voorberei op die dag van môre, want dit sal 'n hete dag word. En hy wend hom tot Sirenius, môre sal ook jou broer Cornelius en hoofman Festus hierheen kom om te sien wat hier mag gebeur het. Hulle vermoed nie dat jy hier is nie, en nog minder dat ek, Yeshua, my hier ophou. Maar daar moet tog voor gesorg word, dat hulle met hulle gevolg hier onder dak vind. In die stad sal hierdie keer geen woning te vind wees nie, want die vuur sal die stad baie beskadig, omdat daar by hierdie tempel en sinagoge brand, behalwe die tempels en sinagoges, ook enige ander geboue en burgerwoonhuise behoorlik beskadig word. Môre moet ons daarom die hoof koel hou, en dit is dus nodig, dat mense hom aan alle kante daarop voorberei. Maar wie gaan slaap het, laat hulle slaap. Ek moet egter waak en bid. Met hierdie woorde verlaat ek Yeshua die geselskap en gaan verder die berg op om alleen te wees en om my ewige Vadergees inniger te verenig met my hele wese. Amen. Nou, hierdie huwelik van Helena en Mathael kan op verskeie vlakke bekyk word. Die eerste vlak wat 'n mens kan bekyk is dat Yeshua ook vir ons as mense die regte maat gee as albei in die Vader se liefde is. Dan sal jy die regte maat kry wat jy jou hele lewe lank sal mee saamleef. En die voorwaardes daar is presies dit wat Mathael aan voldoen het. Hy is deur Yeshua aangeraak, geweldige groot wysheid bekom, en ook die vrou, al was sy 'n heiden, het sy haar rug daarop gedraai, en sy het Yeshua aangegryp, en hom, alles wat hy sê, het sy geglo en aangaan. En dan is Yeshua se bevestiging van die huwelik baie, baie belangrik. En dit is nie 'n seremonie nie. En ons het voorbeelde van huwelike in die Bybel. Ons het die voorbeeld van Jakob wat getrou het, en dit was maar 'n familiebyeenkoms, en hulle is voor die ouers, is hulle in die huwelik bevestig. Ek dink daar is 'n skriftelike dokument opgestel. En die boek Tobias, wat in die boek van herinnering is, wat uit die Bybel gehaal is, het ons ook 'n huwelik tussen Tobias en Sarah gehad, waar die engel Raphael vir Tobias gelei het tot by die vrou, en alles bewerk het, sodat Tobias sy vrou kon terugbring. En dit was ook nie 'n groot formele gedoe nie. Dit was net basies die ouers se toestemming en die huwelik bevestig.
En natuurlik het hulle dit alles gevra in Vader Jahwe se naam. En dis hoe eenvoudig dit behoort te wees. Ek hou dit ook eenvoudig, alhoewel ek ook 'n paar vrae aan die eggenote stel, want jy het nie altyd hemelstrewende mense voor jou wat jy trou nie. Jy het ook wêreldmense wat moet weet waarvoor hulle inlaat. En die tweede vlak, 'n hoër vlak is, waar siel en gees een word in jouself, waar Matthäus die geestelike manlike voorstel, en Helena die vroulike siel. 'n Siel is altyd vroulik, al is dit in 'n man. Dit is hoekom ons almal, mans en vrouens, deel vorm van die bruid. Ek was altyd was vir my vreemd, dat ons as mans ook bruid kan wees. Hoe werk dit? Totdat ek die geslagtelikheid van woorde ontdek het in die Hebreëus, en dat dit van toepassing is op die siel, is 'n vroulike Hebreëse woord. Bloed is 'n vroulike Hebreëse woord, en bloed is ook, as jy verwys, dan sê nie, dit is bloed wat daar lê nie, dan sê jy, sy is bloed, want bloed lewe, en die siel is in die bloed, en die bloed is in die siel, is een entiteit, en die gees is die ligvonk wat in elkeen van ons geplaas is van die hemele af. Dit is Vader se gees, en wanneer ons die wedergeboorte moet kry, wat ek gister 'n bietjie oor gepraat het, moet siel en gees volkome verenig. En dan vind 'n verwekking plaas, 'n geestelike verwekking. En dan word daar 'n kind gebore, 'n seentjie kind, wat die krag is, wat hierdie eenwording tot gevolg het. Dit is maar wat die innerlike hemelse betekenis van Helena en Matthäus se huwelik is. Baie dankie, ons sal afgaan.